Geliefdes, die woord van die Here vind ons in Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 14 tot 18, soos ons gaan twee gedeeltes lees. Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 14 tot 18, dis die evangelie van Johannes 10 vanaf vers 14 tot 18 en dan lees ons die brief 1 Johannes 3 vanaf vers 16 tot 18. So Johannes die evangelie is dit 10 tot 4, vanaf 14 tot 18 en dan die brief van Johannes 1 Johannes 3 vanaf vers 16 tot 18. Kan ons dan saam lees. Johannes 10 vanaf vers 14 tot 18 en 1 Johannes 3 vanaf vers 16 tot 18. Soos die gedeelte het, kan ons saam lees. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Net soos ons die Vader by my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my lewe af, uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het dit volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. 1 Johannes 3, vers 16 tot 18. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Dit is die woord van die Here, dank sy God. Geliefdes, soos u nou al gereeld vir die afgelope 2 aande is die fokus op eenheid, die fokus van verdeeldheid, en kan ons nou al sê, u seker na vervelings geluister na daar, maar dit is belangrik, soos oor die 2 dae het ons gefokus op die praktiese riglyne wat Christus vir ons gee, die praktiese, die teoretiese riglyne wat Christus ons gee, die teoretiese riglyne wat van ons verwag word. Maar nou gaan ons 'n stapie verder en raak hierdie eenheid 'n bietjie nou meer prakties wat Christus hiervan praat en wat 1 Johannes van praat. Dinge begin nou 'n bietjie moet prakties raak vir ons as gelowiges. So die vraag is, hoe gaan ons verder van wat ons lees en hoe sit ons dit oor in aksie in dit wat Christus van ons verwag? Elke gemeente het 'n identiteit. Elke gemeente moet weet wie hulle is en waarvoor God hulle geroep het. Geliefdes, ons woord die Boek sê vir ons duidelik wat ons visie en missie is. En pas dit so mooi in by wat ons so ver behandel het en wat die belabelydenis vir ons sê. Ons is almal een in Christus en gestuurders van God in die wêreld. Hierdie woorde is nie net iets wat op papier geskryf is nie. Dis nie net iets wat hierbo op die muur geplak is nie. Dis nie net iets wat ons Sondag na Sondag moet na kyk nie. Maar dit moet die gemeente herinner aan hulle werklike roeping waarin hulle staan. Dit is nie daar gesit, geliefdes, sodat ons kan sê, nee, maar die vorige predikant het maar net daar gesit nie. Maar daar was gesit daarmee, daar was geworstel daarmee, tot hy verfyn is, tot waar hy vandag is. En in hierdie gedeelte
En in hierdie gedeelte en in hierdie visie en die missie van die gemeente is dit duidelik wat dit sê, ons is almal een in Christus. Dit is 'n herinnering aan wie ons as gemeente behoort te wees. En vanaand wonder ons, wanneer ons luister na Johannes 10 en 1 Johannes 3 en die belydenis van Belha, hoor ons hoe hierdie visie diep gewortel is in die evangelie self. Wanneer Jesus in Johannes 10 praat, gebruik hy beeldspraak van 'n herder en sy skape. Vir die mense van daardie tyd was dit 'n bekende beeld en daarom, sal geliefdes, as u sien deur die Bybel deur, word daar altyd gesê dat God is, die Here is my herder. Jesus sê altyd hy is die herder en die herderkudde beeldspraak word maar altyd gebruik en daarom, geliefdes, u sal hoor ook in die kerk dat die kerk daar's 2 bedieningsstyle, is die bedieningsstyl van die herderkudde model en dan is daar ook die missionale leierskap. En die herderkudde is maar net, daar's 'n leraar en die gemeente vat die leiding van die leraar af. Wat ek nie vas in glo nie, soos u sal weet nie, maar beleef ek meer in 'n missionale leierskap waar ons almal sit en almal verstaan in watter rigting ons behoort te beweeg. Maar in hierdie gedeelte raak dit bewus dat dit bekend is in daardie tyd, want die mense het maar, daar was 'n herder wat die kudde opgepas het. En in hierdie tyd was dit maar 'n normale beeldspraak om te gebruik, om van te praat. En daarom, geliefdes, 'n herder het tussen sy skape geleef. Hy het hulle beskerm, versorg en gelei. Daarom sê Jesus, ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Hierdie woorde herinner ons dat ons aan Christus behoort. Hy is die herder van sy kerk. Ons identiteit begin nie by onsself nie, dit begin by Jesus Christus. Maar Jesus sê verder iets wat baie groter is as net die persoonlike verhouding tussen die herder en die skape. Hy verklaar die volgende: ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Met hierdie woorde breek Jesus weer eens grense af. Met hierdie woorde wil Jesus weer eens sê, maar daar kan nie verdeeldheid wees tussen skape nie. Daar kan net een herder wees en dit is Jesus Christus en daar kan dit een kraal wees, een kerk wees. So daar kan nie onderskeid is nie. Maar ons is bewus van hierdie onderskeid wat daar heers. En hier geliefdes, weet ons al, in die Bybelse tyd was daar onderskeid geplaas tussen Jode en nie Jode nie. Mense wat 'n sekere manier geglo het en die wat nie geglo het soos wat die Jode geglo het nie. En ons sien dis waarom Jesus beklei altyd gegaan het met die skrifgeleerders en die fariseërs, want hulle het 'n denkwyse gehad. Dit is die wet van die Here, dit moet so gevolg word, daar kan nie buite hierdie grense gegaan word nie. Maar wanneer Jesus hierdie woorde sê, dat ek het nog ander skape, is dit juis die wat uitgesluit is, wat Jesus hier insluit. Wat Jesus hier sê, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Maar Jesus maak dit duidelik, dat sy kudde groter is as menslike afbakening. Sy kerk bestaan uit mense wat verskillend mag wees, maar wat almal aan dieselfde herder behoort. Ons daar reeds het gister aangehoor, geliefdes, dat ons een kerk is, dat daar een God is en dat ons een kerk is, en dat daardeur word ons gelei dat Jesus Christus werklik waar gestuur is deur God. Dit is waarom ons gemeentevisie so belangrik is. Ons is almal een in Christus. Hierdie eenheid is nie iets wat ons self skep nie. Dit is nie iets wat Christus reeds gedoen het nie. Hy bring mense bymekaar wat normaalweg dalk nooit saam sou leef nie. Hy maak een kudde onder een herder. Daarom kan die kerk nooit net 'n plek wees
waar mense wat dieselfde lyk, praat of ding by mekaar kom nie. En ons het reeds gisteraan daaraan gevat en gesê, maar ons almal is verskillend. Ons het verskillende tradisies, ons het verskillende huishoudings groot geraak, so ons denkwyse is op 'n manier van so 'n aard dat dit nie dieselfde is nie. Maar dit moet ons ook respekteer, want ons bly een in Christus. Die kerk moet 'n plek wees waar mense leer om mekaar as broers en susters in Christus te ontvang. Ons moet mekaar sy identiteit respekteer. Ons moet mekaar aanvaar soos wat ons is. En soos al reeds gesê, geliefdes, Christus bring ons by mekaar ongeag of ons anders dink, of ons anders lyk, maar ons glo in een God en in een Christus. Wanneer ons egter na ons gemeenskap kyk, sien ons hoe moeilik hierdie roeping soms is. Sien ons die groot verdeeldheid, sien ons hoe mense leef langs mekaar, maar nie met mekaar nie. Daar is steeds wantroue, afstand en neiging om net maklik te wees wat mense wat soos ons is. Selfs die kerk kan maklik in hierdie patroon val. Ons kan maklik oor eenheid praat, maar steeds op 'n afstand van mekaar lewe. Ons kan maklik dit met woorde, met lippetaal, soos wat die woord sê, kan ons maklik bely dat ons een in Christus is, maar hoe ons met mekaar lewe is totaal in afstand met mekaar. Maar dit is nie waarvoor ons geroep is nie. Ons is geroep om een in Christus te wees. En baie keer gebeur dit omdat mense meer behept raak met mag as met die roeping van Christus. Mag laat mense beheer soek eerder as om te dien. Mag laat mense hulself beskerm eerder as om ander te ontvang. Mag maak dat mense posisies, invloed en beheer belangriker ag as liefde, nederigheid en eenheid. En die gevaar van mag is dat mense verdeel word daardeur. Dit laat mense begin dink in terme van ons en hulle. Dit bou mure eerder as brûe. Want ons is magbehet. Maar wanneer Jesus praat, sien ons 'n heeltemal ander prentjie van leierskap en roeping. Jesus sê nie, ek beheer my skape nie. Hy sê, ek lê my lewe af vir die skape. Die goeie herder gebruik nie sy mag om homself groter te maak nie. Hy gee homself verander. Dit is die hart van die evangelie. Christus roep sy kerk nie om oor mekaar te heers nie, maar om mekaar lief te hê en te dien. Christus roep sy kerk sodat ons diensbaar moet wees vir mekaar. Christus roep sy kerk sodat ons daar moet wees vir ander. Christus roep sy kerk om almal by mekaar te bring. Christus roep nie sy kerk sodat ons moet heers oor mekaar nie. Maar soos al reeds gesê, wanneer ons daardie gedagte het, verbrand ons brûe wat eenheid moet bring. Want ons is gefokus nie op die dien nie, maar op die heers. En daarom, geliefdes, alreeds in die evangelie mag God van ons bewus en aan ons bekend dat hy homself het nie gekom om bedien te word nie, maar hy homself het gekom om ander te dien. En daarom, geliefdes, moet ons wortel daarin wees. Ons moet daaraan ons fondasie met dit wees, om eenheid hier op aarde te bring, om mense by mekaar te bring, om mense na Christus te belei, moet ons bereid wees om diensbaar te wees en nie te heers nie. Dit is waarom 1 Johannes 3 sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewe vir ons broers, susters af te lê. Johannes herinner ons dat geloof nie net van woorde is nie. Ware liefde word sigbaar in hoe ons leef.
Ware liefde word sigbaar in hoe ons ander behandel. Ware liefde word sigbaar as ons diensbaar is. Ware liefde word sigbaar as ons bereid is om daar te wees vir mekaar. Daarom vra hy verder, wie aardse besittings het en sy broer, suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? En hierdeur sien ons bevraagteken 1 Johannes, juis daardie denkwyse van ons. Hoe kan ons sê ons het Christus lief, maar ons sien hoe ons medebroer en suster ly? Ons sien hoe verkeerd ons medebroer en suster gaan en ons bly maar stil. Maar geliefdes, in hierdie sê God, hoe kan die liefde van God in hom wees as ons miskyk wat ander gebrek ly? Dit vra nie net wat ons glo nie. Dit vra, hoe leef ons? En soos al reeds aan die begin vir u gesê het, ons het nou na die teoretiese gedeelte gekyk, wat God van ons verwag, wat Jesus van ons verwag, maar nou verwag Christus hier vir ons, dat ons aksie, dat ons teoretiese gedeelte, die evangelie, moet nou beginne prakties raak. 'n moeilike gedeelte om te doen, moeilik om te leef, soos wat Christus wil hê, ons moet leef, moeilik om altyd maar die nederige mens te wees, moeilik om maar net die nood van ander te sien, is bitter moeilik in die omstandighede waarin ons lewe, geliefdes. Maar dit is 'n goddelike opdrag. So ver as wat ons kan, moet ons dit uitleef. Dit vra of ons bereid is om ander raak te sien, ander te dien en ander met liefde van Christus te ontvang. En dit bring ons by die tweede deel van ons gemeente se visie, gestuurdes van God in die wêreld. Die kerk bestaan nie net vir homself nie. Die kerk bestaan nie net hier binne in die 4 mure nie. Hy stuur ons na mense wat hoop nodig het, liefde nodig het en iemand nodig het wat hulle raak sien. Ons kan nie sê ons is die kudde van 'n goeie herder, maar ons leef net vir onsself nie. Die herder stuur sy skape uit om sy liefde sigbaar te maak. Dit is presies waar die belydenis van Belha met ons praat. Belha herinner die kerk dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie onder dwang nie. Dat die verskeidenheid van geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook die verskeidenheid van taal en kultuur vanweë die versoening in Christus geleenthede is tot die wederwysige diens en die verryking binne die een sigbare volk van God. Dit beteken dat ons verskille nie bedoel is om skeiding te bring nie, maar dat die binne Christus geleenthede word om mekaar te dien en mekaar te verryk. So ons gawes moet daar wees om mekaar te verryk en nie mekaar te verkleineer nie. Ons gawes moet daar wees sodat ons dit aanwend om mekaar te leer hoe om diensbaar te wees. So wanneer ons verskillende gawes bymekaar bring, beweeg ons as een kerk vorentoe. En dit is ook wat in 1 Korintiërs 12 aan ons herinner word. Ons het verskillende gawes van die Gees ontvang en ons moet daardie gawes gebruik om die koninkryk van God 'n beter plek te maak vir ander en die koninkryk van God 'n plek te maak waar almal kan voel hulle behoort in die huis van die Here. Daar moet nie skeiding wees nie. Daar moet nie verdeeldheid wees nie, maar daar moet eenheid wees in die huis van die Here. Daarom herinner Belha ons verder dat die ware geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van die kerk. Dit beteken dat geen menslike of sosiale faktore belangriker mag word as die evangelie van Christus nie. Ons moet nie ander goed
bo oor die evangelie plaas nie. En daarom, geliefdes, u sal sien, ook in die kerkorde, en dit begin alreeds so, dat daar is net een hoof van die kerk, en dit is Jesus Christus. En dit moet ons nooit vergeet nie. Dat wanneer ons instap by die kerk, moet ons bewus wees dat daar net een hoof is van die kerk, en dat ons hier is om diensbaar te wees. Daarom waarsku Jala ook die kerk wanneer dit sê, daarom verwerp ons enige leer wat of natuurlik verskeidenheid of sondige geskeidenheid soos verabsoluteer, dat hierdie absolutering die sigbare en werksame eenheid van die kerk belemmer of verbreek of selfs lei tot 'n aparte kerkformasie. Die kerk van Christus mag nooit gemaklik raak met verdeeldheid nie. Ons moet ongemaklik wees ten alle tye. Ons moet ongemaklik wees as ons sien dat iemand alleen in 'n hoekie sit. Ons moet ongemaklik wees as ons mense begin uitsluit. Ons moet begin ongemaklik raak as ons begin sien dat mense nie meer welkom voel nie. Ons begin ongemaklik raak as ons besef dat ons dalk aandeel het in verdeeldheid in die kerk. Ons moet ongemaklik raak. Want geliefdes, as ons nie ongemaklik raak nie, aanvaar ons hierdie verdeeldheid. Aanvaar ons dat ons beter as ander is. Maar ja, gaan verder en waarsku teen enige iets wat voorgee dat hierdie geestelike eenheid werklik bewaar word deur die band van die vrede wanneer gelowiges met dieselfde belydenis van mekaar vervreem word terwille van die verskeidenheid en vanweë die onverzoenheid. Met ander woorde, die kerk kan nie sê ons is geestelik een, maar in die tussentyd leef ons verwyderd van mekaar nie. Daarom sê Belha ook dat enige leer verkeerd is, wat ontken dat die weiering om hierdie sigbare eenheid as 'n kosbare gawe na te jaag sonde is. Die Here roep sy kerk om sigbaar een te wees. Dit is nie 'n ekstra opsie vir die kerk nie. Dit is deel van die kerk se roeping. Om een te wees is die kerk se roeping. Maar geliefdes, nog meer is dit VGK, die Goeie Hoop se roeping. En daarom moet ons nooit, as ons Sondag inkom in die kerk, geliefdes, en ons sit daar, moet ons altyd mediteer op wat ons visie is. Dat ons almal een in Christus is. En daarom, geliefdes, word ons geroep sodat ons verdeeldheid kan afbreek. En uiteindelik waarsku Belha teen enige iets wat uitgesproke of onuitgesproke voorgee dat afkoms of enige ander menslike of sosiale faktore mede bepalende vir lidmate van die kerk. Die kerk behoort aan Christus alleen, nie aan mens nie. Ons mag gehelp het met die opbou, maar ons het dit gedoen ten eer van die Here. Ons het die koninkryk van God opgebou en nie die koninkryk van mens nie. Maar vanaand roep die Here ons verder as net die mooi woorde, wanneer hy sê in 1 Johannes 3 vers 18, liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Dit is die uitdaging aan ons gemeente. As ons werklik glo dat ons een in Christus is en gestuurdes van God in die wêreld is, dan moet dit sigbaar word in hoe ons leef. Dit moet sigbaar word in hoe ons mekaar ontvang, hoe ons mekaar dien en hoe ons uitreik na die wêreld rondom ons. Geliefdes, die goeie herder roep ons vanaand nie net om oor eenheid te praat nie, maar om dit te leef. Nie net om oor liefde te praat nie, maar om dit met dade te wys. Nie net om die
kerk te wees, nie net om in die kerk te wees op 'n Sondag nie, maar om gestuurdes van God in die wêreld te wees. Mag die Here ons help om nie mag bo roeping te kies nie, nie verdeeldheid bo eenheid nie, en nie onsself bo ander nie. Mag ons werklik een wees in Christus, en mag die wêreld deur ons iets sien van die goeie herder wat sy lewe afgelê het vir sy skape. Amen. Geliefdes,